Vriende, ek is Dani van Dijk en ons gaan voort om met mekaar te praat oor die wet en die genade. Nou, ons het gesê, daar was 'n ou verbond en daar's 'n nuwe verbond. Dit is die Ou Testament en die Nuwe Testament. Onder die ou verbond, dis die verbond wat God met Abraham gesluit het, die ou bloedverbond, daarin moes hulle die wet hou. Ons lewe vandag in die Nuwe Testamentiese tyd, onder die nuwe verbond, dis 'n totaal ander verhouding waarin ons met God staan in Christus Jesus. So, in die Ou Testament, die ou verbond, moes hulle dan die wet hou, in die nuwe verbond nie meer onder die wet nie. Die ou verbond was die onvolmaakte, die nuwe verbond is die volmaakte waarin ons die voorreg het om vandag te lewe. Nou kom ons by Romeine, ons gaan so stelselmatig baie oorsigtelik oor die verskillende Bybelboeke wat praat oor die wet en die genade, want dit is seker een van die grootste openbaringe wat 'n mens in jou lewe moet kry om dit te verstaan, die verhouding tussen die wet en die genade. Nou kom ons by Romeine 6 en Romeine 6 vers 1 sê Paulus vir ons. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? So dis nou die retoriese vraag wat hy vra, want wanneer jy vir mense sê, jy's nie onder die wet nie, dan hoor hulle, jy's wetteloos. Dis wat hulle outomaties hoor. Jy, sonde maak nie meer saak nie. En Paulus het met dieselfde krisis gesit, en dis hoekom hy hierdie retoriese vraag vra. Sal ons dan nou maar in die sonde bly, kan ons maar voortgaan? Dan kom hy in vers 2 en hy sê, nee, stellig nie. Met ander woorde, 'n baie sterk nee wat hy daar sê. Ons kan nie in sonde bly voortleef nie. Nou, die wet kan ons geestelik nêrens vat nie. Ons gaan dit nou sien in Romeine. Hy kan ons nêrens vat nie. Genade maak ons vry van sonde. Die wet openbaar sonde, maar hy kan jou nie verlos daarvan nie. Die genade is dit wat jou verlos. Daarom lees ons nou in Romeine 6 vers 14 hierdie belangrike woorde. Want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Met ander woorde, wat breek die heerskappy van die sonde in ons lewe? Dis die genade. Genade maak ons vry. Ons kom nou in Romeine 7, u kan Romeine 6 en 7 en 8 gaan lees. Dit is 'n gedetailleerde verduideliking van die wet en die genade, en 'n mens moet dit deurlees en deurwerk, want hierdie is baie belangrik om te verstaan. As ons dan kom by Romeine 7, die eerste 6 verse praat oor die huwelik. Wat sê, die man en die vrou is aan mekaar gebonde, solank as wat die man lewe. Maar sê nou maar die man sou sterwe, dan is die vrou nie meer gebonde nie. En in konteks gesien, praat dit dan van die wet en die genade. So, toe Christus gesterwe het, toe kom ons onder 'n nuwe verbond. Dis soos in 'n nuwe huwelik wat ons gekom het, waar ons nou nie meer gebonde is om die wet te onderhou vir geestelike goedkeuring nie. Ek kan nie die wet onderhou om deur God goedgekeur te wees nie. Ek is goedgekeur deur God in Christus. As ek in Christus is ek goedgekeur. As ek nie in Christus is ek nie goedgekeur en kan ek ook niks doen om goedgekeur te word nie. Dan gaan geen onderhouding van geen wet my help nie. So, die onderhouding van 'n stel reëls om guns by God te kry, word hier baie sterk weerspreek. So, nou kom ons in Romeine 7 van vers 7 af. Wat sal ons sê? Is die wet sonde? Nee, stellig nie. Inteendeel, ek sou die sonde nie anders geken het as dit nie vir die wet was nie. So die wet is dan die openbaarder van sonde. En sê, maar ons is nou losgemaak van die wet. Ons is nie meer onder die wet nie. Kom ons dan in Romeine 7 van vers tot en met vers 13. Dan sien ons, het die goeie dan vir my die dood geword? Nee, stellig nie, maar die sonde, dat dit blyk sonde te wees. Paulus verduidelik nou in hierdie paar verse hoe 'n lewe onder die wet lyk.
Hy verduidelik vir ons, hy sê, die goeie wat ek wil, dit doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. So, hier's die stryd tussen die lewe onder die wet en wat ek graag wil doen. Die mens wat onder die wet lewe, wil graag die goeie doen, maar as hy hom kom kry, het hy die wet oortree, en dan staan hy staan skuldig voor God. So, nou kom hy dan aan die einde van hoofstuk 7, en dan sê hy, ek ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood, sê vers 24. Hoe kan ek ooit dan hiervan verlos word? As dit so is, dat die wet 'n openbaring is van sonde, en my lewe 'n toestand is waar ek die goeie probeer en ek kan dit nie doen nie, en as ek die goeie probeer is die kwaad by my teenwoordig, en so is dit 'n lewe van 'n totale moedelose mislukking. Dis nie wat God vir ons 'n gedagte het nie. God het vir ons iets totaal anders 'n gedagte. Hy het vir ons 'n gedagte 'n lewe van oorvloed, 'n lewe van seën, 'n lewe in die teenwoordigheid van God. Maar hoe kan jy daar uitkom? Dis waar ons die volgende gedagtes oordeel. En daar kom hy dan in van vers 25 af. Hoofstuk 7 vers 25 en dan hoofstuk 8. Maar daaroor praat ons 'n volgende keer, want dit is as ons nou vandag hier afsluit en ons sluit af op 'n totaal negatiewe, morbiede noot wat voel. Maar is daar dan hoop? Is daar dan lig? Daar is hoop. Daar is baie hoop. Daar is lig. Daar is groot opgewondenheid, want die volgende gedagtes hiervan vers 25 af. En dan kom ons by hoofstuk 8 en daar breek die hoop vir ons deur. Die lewe in Christus, die lewe vrygemaak van die wet, nie meer onder die tugmeester nie. Ons is nou in die Here Jesus. Hy het die wet vir ons vervul, hy het die wet onderhou tot in die fynste besonderheid, so as ek in hom is, dan kyk God na my en hy sê, jy het die wet vervul, want hy sien dan die werke van Christus, die enigste mens. Onthou, hy was God en mens, solank hy op die aarde beweeg het, was hy God en mens, volkome, volmaak God en mens, en was hy dan daarom die enigste mens wat die wet kon onderhou. Ons kan dit nie doen nie. En dis waar ons uitkom. Dis presies waar ons nou is, hier aan die einde van vers 24, waar hy sê, ek ellendige mens. Dit is die doel, sê Dr. Andrew Murray, van die ou verbond, die lewe onder die wet, waar hulle die wet moes hou, om agter te kom. Dis nie in my vermoë nie, ek kan dit nie doen nie, ek onder geen omstandighede kan ek die wet hou nie. Die oomblik as ek dink, ek het nou daar 'n bietjie geslaag dan is die volgende probleem by my teenwoordig. So, dis waar hy my wil hê. Dis presies waar ons moet kom aan die einde daarvan, sodat ons by die volgende, as ons nou weer met mekaar praat, kom ons by die antwoord en die oplossing wat groot en wonderlik is. Mag die Here die baie ryklik seën. Mag hy ons die openbaring gee van waaroor dit hier gaan, want dit is uiters belangrik om dit te verstaan. Baie dankie en die Here seën u